Goeienaand geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie week saam met julle te kan begin, nie net op die Sondag nie, maar ook op die Maandag, die werksweek, en vandag vier ons ook die eerste dag van Heilige Week of Groot Lydensweek, soos wat ons dit in die gereformeerde tradisie noem, en my bede is dat julle vandag by hierdie geleentheid ook God se teenwoordigheid ervaar, en daarom wil ek ook die seën oor elkeen van julle uitspreek. God sê, kom na my toe, dat julle gered kan word, almal op die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Genade en vrede van God die Vader en van Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons raak net vir so 'n oomblik stil en dan gaan ons saam bid. Here Jesus, baie dankie vir u liefde en vir u genade. Dankie dat ons op u kan vertrou. Dankie dat ons kan weet dat u ook hierdie lydenspad vir elkeen van ons stap. En ons wil vanaand vir u loof en prys, omdat ons weet dat u goed is vir elkeen van ons en dat u nie weggehardloop het van die lyding wat u deur moes gaan sodat ons gered kon word nie. Ja, Here, ons wil u dank dat u in Jesus Christus vir elkeen van ons verlossing gebring het en dat u deur die Gees ook in elke dag in ons harte lewe. Amen. Geliefdes, tydens Groot Lydensweek word die Maandag gewoonlik gevier as daardie geleentheid waar Jesus besig was om die Pasga saam met sy disippels te geniet en Maria Magdalena dan gekom het om sy voete te was en om sy hoof te salf met die duur reukolie. En by hierdie geleentheid word Jesus eintlik voorberei vir dit wat op hom wag, vir hierdie lydenspad wat hy sou loop. Eintlik in die Johannese vertelling is hierdie verhaal dan voor Palmsondag, net soos in die ander evangelies. Maar hierdie inleiding wil vir ons iets sê van Jesus se voorbereiding, dat hy ook dan nou gereeds gesalf sou wees, nie as die koning in hierdie geval nie, maar dat hy in hierdie geval gesalf was vir sy sterwe. Dat hy reeds, met ander woorde, dat daar reeds aankondiging van sy sterwe is deur dit wat hier plaasvind. En een van die skilderye wat in die geskiedenis hieroor geverf is deur Bernardo Strozzi geverf, en die kunswerk wat julle sien is die banket by die huis van Simon. En dit word so in die jare 1620 tot 30 rondom daai tyd min of meer geverf. En wat ons sien in hierdie skildery is vir Jesus, waar hy saam met sy disippels besig is om die Pasga te geniet, en dan so links aan die onderkant sal julle sien dat Maria Magdalena daar sit met die kruik reukolie, en dit lyk amper asof Jesus besig is om vir Maria te skerm teen dit wat die ander disippels hier sou sê. In hierdie geval, in die Johannese vertelling, is dit dan Judas Iskariot, wat dan skerp homself teen Jesus uitspreek, en dat hy kon toelaat, dat selfs nadat hy gepreek het, dat hulle vir die armes moes omgee en vir hulle moes sorg, dat Jesus dit toegelaat het, dat hierdie vrou hierdie duur reukolie oor hom sou uitgiet. En dan so aan die regterkant sien ons vir Simon, en Simon leun al verbaas oor hierdie tafel, en hy lyk amper geërgd. Maar wat ook opmerklik is dat die enigste twee figure wat lyk asof hulle dalk histories korrek kon aangetrek het, is Jesus hier, wat ons sien, en dan in die rooi hierso gesien, aan die linkerkant van die tafel, en dan Maria Magdalena langsom. Alhoewel daar ook, lyk het my, nie heeltemal consistencies is met Maria Magdalena se klere nie, en dan die undergarment van Jesus, die onderkleed van Jesus hier, lyk amper asof dit ook nie heeltemal in die tyd van Jesus in die Nuwe Testament behoort nie. Maar vir die res sien ons ook dat daar byvoorbeeld diensknegte is, wat besig is om te bedien, en hierdie is alles eintlik anachronismes wat nie heeltemal inpas by die vertelling in die oorspronklike vertelling nie.
En ons kan nou baie bespiegel oor hoekom dit is, maar eintlik wil ek sommer vir julle sê, die groot rede vir hierdie anachronisme is met ander woorde inkonsekwentheid vir die tyd wat die oorspronklike verhaal met ander woorde van Jesus afgespeel het. Nou in die tyd waarin hierdie skildery geverf was dit nie ongewoon nie, want op hierdie manier het hulle ook die verhale wat in die Bybel was probeer kontekstueel maak en dit eie tyds maak. En miskien is daar Jesus wat se kledingstuk dalk die naaste is aan die oorspronklike tyd waarin dit geskryf is. Miskien is daarin ook tog iets te lees, maar dit sou ook maar net spekulasie gewees het. Maar hierdie portret is eintlik so aangrypend, want dit skets vir ons hierdie situasie waar Jesus besig was om die Pasga te geniet en hy eintlik in 'n sekere sin dan hier geteken word as die een wat gelei sou word ter slagting. En wanneer hierdie reukolie oor sy kop gegooi word, dan is daar baie gekla van Judas Iskariot oor wat hier gebeur, maar uiteindelik sou hy later en die ander disippels ook verstaan waarom dit gaan. Maar kom ons gaan eers 'n bietjie terug na die teks waaruit ons lees van hierdie gebeure. Ons lees uit Johannes van hoofstuk 12 verse 1 tot 11. Kom ons lees dit nou saam op die skerm. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan, en dit was die tuiste van Lazarus wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei en Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardesolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Daarop het Jesus gesê: "Laat haar begaan. Sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar, want die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." 'n Groot skare Jode het verneem dat Jesus daar was, en hulle het gekom nie ter wille van Jesus alleen nie, maar sodat hulle ook vir Lazarus kon sien wat hy uit die dood opgewek het. En die leierpriesters het planne beraam om Lazarus ook dood te maak, omdat deur hom baie van die Jode oorgeloop en in Jesus geglo het. Tot sover hierdie skriflesing vir vandag. Wat is hier aan die gebeur? Hier kom Maria Magdalena met die opregste van bedoelings, en sy kom in om hierdie reukolie oor Jesus se kop te giet. Net so terloops, julle sal sien dat hier is Jesus aan huis van Lazarus, terwyl die ander evangelies vertel dat Jesus aan huis van Simon was. Die evangelie volgens Markus en Matteus sê opmerklik dat Jesus aan huis van Simon was, een van die mense wat hy genees het, die melaatse wat hy sou genees het op 'n stadium. En hier sê Johannes dat hy in die huis van Lazarus was. En ons weet nou nie presies hoekom dit is nie, maar ons weet dat die evangeliste dikwels die verhaal van Jesus Christus vanuit hulle eie perspektief ook vertel. En moontlik het daar iets van hierdie verhaal dalk 'n bietjie in iets van die geheue rondom dit so bietjie min geraak het so, want ek dink Johannes is ook een van die evangelies wat veel later dateer as die Markus evangelie en en dan ook die Lukas evangelie. Maar wat is hier aan die gebeur? Kom ons fokus 'n bietjie daarop. Jesus was besig om die hele tyd te vertel van die koninkryk van God en hoe die minstes die belangrikste word in sy koninkryk.
En dit is opmerklik dat hier waar Jesus besig is om hierdie Pasga maaltyd saam met sy disippels te geniet, dat sy disippels op daardie stadium nog steeds verwonderd is oor wat hier aan die gebeur is. Want hier is 'n vrou wat kom om vir Jesus te eer. Hy is 'n vrou wat gekom het om haarself nederig voor Jesus te maak. Sy wou op een of ander manier vir Jesus dankie sê vir dit wat hy in haar lewe gedoen het. Want sy was die vrou wat Jesus uit haar verderf uit gered het. Hy het die gees uit haar uitgedryf en sy het hom begin volg. Hy het vir haar 'n nuwe lewe gegee. En daar was niks anderste wat sy regtig vir Jesus sou kon doen nie. En al was hierdie volgens die disippels meer as wat Jesus sou toekom, omdat hy gesê het, ons moet eers vir die armes omgee, het sy baie waarde geheg aan wat Jesus vir haar gedoen het. En daarom, waarskynlik dat sy hierdie reukolie oor sy kop uitgiet. Ons lees in die ander evangelies dat sy voete gewas het met haar trane en met haar hare afgedroog het. En tog is Judas Iskariot oorweldig. Want eintlik wou hy net die geld gehad het vir die reukolie. En Johannes verklaar dit hier anderste as die ander twee evangeliste, dat die rede dat hy dit wou gehad het, is omdat hy hierdie geld waarskynlik ook wou verdoesel het. Nou, ek sê dit sommer net, die Matteus en Markus evangelie sê niks daarvan nie, en Judas Iskariot word nie so direk geskakel met dat hy die een was wat vir Jesus gekritiseer het oor wat hierdie vrou vir hom gedoen het nie. Maar wat opmerklik is Jesus se antwoord. Want hier sê Jesus in voorbereiding van wat met hom sal gebeur, sê hy, ek is nie altyd by julle nie. Ek is nie altyd by julle nie. Die armes sal julle altyd by julle hê, maar ek is maar nog net vir 'n kort rukkie hier. Los haar dat sy doen wat sy goeddink. Hulle maak dit eintlik vir haar swaar om die offer wat sy wou gebring het, wat haar waarskynlik baie duur gekos het, maak hulle dit vir haar moeilik om vir Jesus dankie te sê op die manier wat sy die beste gedink het. En hier, by hierdie oomblik, word Jesus dan voorberei vir wat op hom sou wag. Want dis van hier af ook wat Judas Iskariot dan sou gaan om vir Jesus te gaan verraai en wat hy volgens die Matteus evangelie dan ook sou gaan om hierdie 30 silwer muntstukke van die priesters in die tempel te gaan kry. Dis hier waar die pad van Jesus se lyding dan begin. En terwyl baie konings gesalf is, en merk nou weer op, hierdie verhaal vind plaas voordat Jesus in Jerusalem aangaan. So dis eers hierdie salwing met ander woorde, maar Jesus word nie gesalf om dadelik hierdie plek van 'n troon in te neem nie. Jesus se troon word die kruis waaraan hy hang. En Jesus word gesalf, met ander woorde, om aan hierdie kruis te hang en in sy graf in te gaan. Hier begin Jesus se lydenspad. En vandag, as ons oor hierdie gebeure nadink, dan het dit waar geword wat Jesus hier sê, dat hierdie vrou, Maria Magdalena, wat in die oë van haar samelewing waarskynlik nie goed genoeg was om selfs in Jesus se teenwoordigheid te gewees het nie, is dit sy wat heel eerste eer aan Jesus bring. In erkenning vir wie Jesus is en wat hy gedoen het vir haar, maar ook vir soveel ander mense, vereer sy hom en berei sy hom voor vir hierdie pad wat die Here met Jesus beplan het om te stap. 'n pad van lyding. 'n pad van troonbestuiging
Nie deur een of ander triomftog op die rug van 'n perd nie, maar 'n pad van lyding waar Jesus op die rug van 'n donkie in Jerusalem sou ingaan, sy tempel daar sou reinig en uiteindelik veroordeel sou word om gekruisig te word. Aan die begin van hierdie lydensweek, groot lydensweek, is dit belangrik dat ons nadink oor hierdie gebeure. Want dit is belangrik dat ons onthou dat dit die swakstes was, die minstes, die mense wat in die oë van ander nie uitverkies was om deel te wees van God se volk en van sy koninkryk nie, wat vir Jesus heel eerste erken en wat hom voorberei op hierdie pad wat hy sou loop. Hulle salf hom vir sy lyding sodat hy aan die kruis, deur die kruis, sy troon sou kon bestyg en in 'n ewigheid oor die aarde sou kon regeer. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here en Hemelvader, ons wil vandag vir U loof en prys, omdat U vir ons so goed is. Here, hierdie pad wat Jesus begin stap in sy lyding, laat ons so diep nadink oor wie en wat ons is. Dat ons as mensdom U so kon verraai, U so kon verloon. Toe daar getuies moes opstaan vir U, het almal verdwyn. Almal het weggehardloop. En tog, Here, bly U getrou aan ons en U stap hierdie lydenspad. Terwyl niemand vir U opstaan nie, het U besluit, Heer, dat U gaan opstaan vir die verhouding wat ons met U het. En Heer, U sal veg vir ons. U sal die grootste prys vir ons betaal in Jesus Christus. Dankie, Heer, dat U dit ook einduit volbring het. Vandag bid ons, Heer, dat ons ook ons kruise van lyding sal opneem en U sal volg, al kos dit ons duur. Wil U gee dat ons ook soos Maria Magdalena U sal bly verkondig en sal eer as die lewende God, die lewende Heer wat vir ons gekom het, wat vir ons gesterf het, sodat ons kan lewe tot in ewigheid. Amen. Ek wil julle graag vanaand aanmoedig om daar waar jy is, net 'n oomblik stil te word en net vir 'n oomblik na te dink oor hierdie pad wat Jesus in sy lyding begin. En daar waar jy sit, vat sommer net 'n bietjie water en dan maak jy weer eens 'n kruis op jou hand. As simbool daarvan dat Jesus ook vir jou gesterf het. En as herinnering aan jou eie doop, sodat jy kan onthou, Jesus Christus het alles gedoen deur die kruis wat nodig is dat ek en jy kan lewe vandag. En dat Jesus hierdie pad van lyding gestap het en uiteindelik opgewek sou word uit die dood, sodat ek en jy naby aan God kan wees, in sy liefde kan leef en in 'n ewigheid saam met hom kan regeer. Broers en susters, ek wens vir julle 'n baie goeie week toe. Ons gaan elke aand van hierdie week rondom 6uur 'n aanbieding hê. Môre aand se aanbieding is ook by die NG Nehoen Kerkgebou en julle is baie welkom om saam met ons hierdie geleentheid te kom vier. En dan woensdag aand ook, en dan donderdag aand het ons die avondmaal, en as jy graag 'n plekkie wil hê by hierdie avondmaal, bespreek asseblief by my, stuur sommer vir my 'n boodskapie, die gemeentelede wat my nommer het, julle is welkom om vir my 'n boodskapie te stuur, of julle kan ons kantoor skakel, om by Elmarie sommer 'n plekkie te bespreek vir die avondmaal. Ons sien daarna uit om elkeen van julle deel te hê van hierdie groot lydensweek. Ek wens vir jou 'n voorspoedige week en 'n voorspoedige aand toe, en mag die Here jou uitbundiglik seën. Amen. Tot volgende keer. I came before.
before his throne. He touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and